Ons kyk vandag na ons tweede lesie van eksponentwette en eksponente. Ons het in ons eerste wet gesien, wet 1 sê vir ons, as ons dieselfde grondtalle het wat ons met mekaar vermenigvuldig, dan hou ons die grondtal dieselfde en ons tel die eksponente by mekaar. Vandag gaan ons kyk na ons wet nommer 2 en ons wet nommer 2 gaan oor die deling met eksponente. Wet 2 sê vir my, wanneer ek dieselfde grondtalle met mekaar deel, dan gaan ek die eksponente van mekaar aftrek. Of ons kan hom ook skryf as x tot die mag m gedeel deur x tot die mag n, en dan trek ek my grondtalle van mekaar af. So dit is baie belangrik, wanneer ek nou dieselfde grondtalle met mekaar deel, hou ek die grondtal dieselfde en ek trek die eksponente van mekaar af. Byvoorbeeld, as ons kyk na x tot die mag 5 gedeel deur x tot die mag 3. Onthou, ons het gesê hierdie is elke keer ons grondtal. So die xie is ons grondtal. En ons het gesê hierdie is ons eksponente, né? So ons het x tot die mag 5 en ons het gedeel deur x tot die mag 3. My reël sê vir my, wanneer ek nou dieselfde grondtalle deel, moet ek die grondtal dieselfde hou, so ek hou my grondtal dis x, en ek trek my eksponente van mekaar af, met ander woorde, dit word 5 minus 3, en dit gee vir my 'n antwoord van 2. Kom ons kyk hoekom dit so uitwerk. As ons het x tot die mag 5 gedeel deur x tot die mag 3, dan kan ons hom skryf as x maal x maal x maal x maal x. 5x's gedeel deur x maal x maal x. As ek nou mos deel deur, dan beteken dit ek kan hierdie met mekaar uitkanselleer. So, as ek hulle so deel, kan ek sien hulle kanselleer uit, en dit wat ek nou oorhou, is hierdie x maal x, en my x maal x gee vir my x kwadraat. As ons kyk na die skryfwyses, dan kan ons sien hulle sal dit kan skryf as x tot die mag 10 gedeel deur x tot die mag 2. As ek my reël toepas, dan is my grondtal is dieselfde. Ek kan nou duidelik sien my grondtal is x. My reël sê vir my, ek moet my eksponente van mekaar aftrek. Met ander woorde, ek gaan 'n antwoord kry van x tot die mag 10 minus 2, en dit gee vir my 10 tot die mag 8. Die ander manier wat hulle dit ook sal skryf, as ons kyk na 'n ander skryfwyse, dan skryf hulle x tot die mag 10 gedeel deur x tot die mag 2 ook as x tot die mag 10 gedeel deur x tot die mag 2. As hy so geskryf staan, kan ons sien, dit is x maal 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 x vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x's gedeel deur x maal x. Dit is nou nie elke keer nodig dat jy dit so hoef te skryf nie. Dit is net sodat jy duidelik kan sien hoekom dit so werk dat ons eksponente van mekaar aftrek. Die x'ie kan uitkanselleer met daai een en daai een kan uitkanselleer met daai ene. Dan hou ek hier oor x tot die mag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit gee vir my 'n antwoord van x tot die mag 8. Ons kyk nou nog 'n paar voorbeelde. Die vraag sal altyd wees vereenvoudig die volgende. As ons nou kyk na 2 tot die mag 5 gedeel deur 2 tot die mag 2. Onthou, jy gaan nou nie die 2 deel deur 2 en dit dan so skryf 2 tot die mag 5
gedeel deur 2 tot die mag 2 is nou 1 tot die mag 3 nie. Dit is baie belangrik dat jy besef, dit is nie die geval nie. Jy gaan nie met die grondtalle deel nie. Jou reël sê vir jou, jy hou jou grondtal dieselfde. Wat is my grondtalletjie? My grondtal is 2. So ek hou my grondtal presies dieselfde. Met my ander woorde, my grondtal bly 2. My reël sê vir my, ek moet die eksponente van mekaar aftrek, so ek het 5 minus 2 en dit gee vir my 2 tot die mag 3. As ek het x tot die mag 4 gedeel deur x, nou kan ek weer sien, my grondtal is nou x. Onthou, as daar nie 'n eksponentjie staan nie, is dit 'n spook 1 wat daar staan. Met ander woorde, as ek nou kyk na my eksponente, dan is dit 4 en 1. My reël sê vir my, ek hou my grondtal dieselfde. Wat is my grondtal? Jy's reg, my grondtal is x. En dan moet ek my eksponente van mekaar aftrek. Met ander woorde, dit moet wees 4 minus 1 en dit gee vir my x tot die mag 3. Nog 'n voorbeeldjie, as ek het 6a tot die mag 3, b tot die mag 6, gedeel deur 3a, b tot die mag 4. Net soos wat hierdie 6 en die 3 nou koëffisiënte is, kan ek sê 6 gedeel deur 3 gee vir my 'n antwoord van 2. Verder is my grondtal van a, het hy 'n eksponente van 3 en 1. So ek hou my grondtal dieselfde, hy bly a en dit word 3 minus 1. My volgende grondtal is nou b. As ek my grondtal dieselfde hou, is dit b en sy eksponente is nou 6 en 4. So ek moet 4 van 6 aftrek. Ek skryf dus b tot die mag 6 minus 4. En dit gee vir my 'n 2a tot die mag 2, b tot die mag 2 as 'n finale antwoord. As jy nou met die kortpad nog 'n bietjie sukkel en jy wil eers dit baie seker maak dat jy dit reg verstaan, dan kan ons omskryf as 6a tot die mag 3, b tot die mag 6 gedeel deur 3a, b tot die mag 4. Ons kan hom dus gaan uitskryf. 6 kan ons skryf as 2 maal 3. A maal A maal A, B maal B maal B maal B maal B maal B. So ek het my 1, 2, 3, 4, 5, 6 beetjies onder die lyn. Dan kan ek hom onder die lyn skryf as 3a maal B maal B maal B maal B. Nou kan ek mooi gaan sien, daai B kanselleer uit met daai ene kanselleer daai B uit, daai een kanselleer met daai een uit, daai B kanselleer met daai een uit, en verder kan ek sien hierdie A kanselleer met daai 1A uit, en ek kan verder sien dat die 3 kanselleer uit met die 3. Wat ek bo die lyn oorhou kan ek sien is 2a maal a. Met ander woorde, dit gee vir my daai antwoord van 2a kwadraat, en dan het ek verder nog oor die b maal met die b, en dit gee vir my dus 2a kwadraat, b kwadraat, is my finale antwoord. Kom ons kyk na die voorbeeld van 3x tot die mag 5y op 4x. As ek hom nou met die langpad gaan skryf, dan kan ek hom skryf as 3 maal x maal x maal x maal x maal x maal y, gedeel deur 4x. As ek nou mooi na hom kyk, kan ek sien die x kanselleer met 1x uit. Wat ek bo die lyn oorhou is 3x tot die mag 4y op 4.
As ek hom nou op die kortpad metode gaan doen, dan gaan ek sien 3x to die mag 5y op 4x. Dan kan ek nou kyk, my 3 op my 4 gaan dieselfde bly. My reeltjie sê vir my, ek moet dieselfde grondtalle se eksponente moet ek van mekaar aftrek. So ek kry daar 'n 3x to die mag 5 minus 1 en my uitjie is ook nog bo die lyn. So as ek nou hom gaan uitskryf, dan kan ek sien dit is 3x to die mag 4y op 4. Nommer 5 sê vir my 2x to die mag 10 y to die mag 3z op 4x y kwadraat z. Ek kan hom nou weer eens ook op die lang manier gaan uitskryf, so ek kan hom skryf as 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x'e, 1, 2, 3 eie en 'n z. Onder die lyn kan ek die 4 skryf as 2 maal 2 x, y en 'n z. As ek nou gaan kyk na watter kan uitkanselleer, dan kan ek sien die z kanselleer uit. Ek sien die y kanselleer uit met 2 van daai eie en ek kan sien dat die x kanselleer uit met 'n x en ek kan verder sien die 2 kanselleer uit met een van die 2's. As ek dus kyk wat ek oorhou, dan het ek nou bo die lyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x'e oor, x to die mag 9 en ek het 'n y ook oor. Onder die lyn hou ek 'n 2 oor. Met ander woorde, my finale antwoord is x to die mag 9 y gedeel deur 2. As ek dit op die kortpad manier doen, dan kan ek sê 2x to die mag 10 y to die mag 3z gedeel deur 4x y kwadraat z kan ek skryf as 2, ek gaan hê x to die mag 10 minus 1, want onthou my grondtalletjies is nou die x'e dieselfde en ek gaan hulle eksponente van mekaar aftrek. Ek het daar spook 1. Ek het my verdere grondtal wat dieselfde is my eie. Ek kan hom dus skryf y. Hulle eksponente is 3 en 2, so hy word y tot die mag 3 minus 2 en z kan ek ook nou sien, my z is dieselfde grondtal en hulle het ook 'n spook enetjie wat daar staan. Onthou my spook 1 wat daar staan, so ek het, dit is met ander woorde z tot die mag 1 minus 1 gedeel deur 4. As ek hom nou vereenvoudig, dan kry ek dit is 2x tot die mag 9y en z tot die mag 1 minus 1 gee vir my z tot die mag 0 gedeel deur 4. 2 gaan in 4 in 2 keer, met ander woorde my finale antwoord wat ek oorhou is x tot die mag 9y gedeel deur 2. En onthou nou, ons gaan nog by die reël kom, maar z tot die mag 0 is altyd gelyk aan 1. Die laaste voorbeeld wat ek saam met julle doen oor die deel van eksponente, is as ons kyk na 10 p kwadraat q kwadraat gedeel deur 10 p kwadraat q kwadraat, dan kan ons eintlik sien dit is presies dieselfde enetjie gedeel deur homself. So as ek mooi kyk, kan ek sien die 10e kanselleer uit, die p kwadraat kanselleer uit en die q kwadraat kanselleer uit. So dit gee vir my 'n antwoord van 1.
As jy hom op die lang pad wil uitwerk, dan kan ons hom ook skryf as 10p² q² gedeel deur 10p² q². Dit gee vir my 10p² minus 2 q² minus 2 op 10. En dit gee vir my 10p⁻0 q⁻0 op 10. En soos ons nou gesê het, is p⁻0 is 1, q⁻0 is 1. Baie belangrik, dit is enige iets tot die mag 0 gaan altyd 1 wees. Ons sal nog die wet ook weer in besonder behandel. Dan kan ek daarmee ook sien dat 10 gedeel deur 10, 10 gedeel deur 10 is ook 1, so my finale antwoord is 1. Dit is dan die lesie rondom die deling met eksponente, wat die wet 2 behandel, wat vir ons sê, wanneer ek dieselfde grondtalle met mekaar deel, hou ek die grondtal dieselfde en ek trek die eksponente van mekaar af. Jy kry nou tyd om hierdie lesie in te oefen met jou volgende huiswerksomme. Geniet dit en werk elkeen mooi uit.